Terwyl ek vir 'n kort oomblik vanmôre probeer om met u te praat oor opstandingsoggend, of op hierdie opstandingsoggend, die hart van God. Jy sien, want opstandingsoggend sê vir jou en my net dit wat gesterf het, kan opstaan. Dit wat jy nie laat sterf nie, kan nie opstaan nie. Die tweede ding wat jy vanmôre moet hoor en verstaan is, dat dit nie net sommer die Heilige Gees was wat in die graf ingegaan het en Jesus wakker gemaak het, en toe Jesus van Nasaret daar uitgestap en toe leef hy nie. Toe is die graf leeg nie. Daar was 'n oomblik in Jesus se dood, toe God in daardie graf gewerk het. Want God is oral, hy het nie vir 'n oomblik in die graf ingegaan nie. God is altyd, God is oral, God is alwetend, God is aldoenend, alwerkend. Maar daar was 'n oomblik toe God gewerk het met wat aangegaan het. En toe het hy Christus in 'n geesdimensie lewend gemaak. Want Jesus het nooit weer gesterf nie. Daarom, oor die werking van God in Christus, in die tyd wat hy vir die mense nie sigbaar was nie, dood was. Omdat dit gebeur het, sal daar nooit weer 'n graf kan wees met die naam Jesus van Nasaret nie. Hy leef vir ewig. Maar nou leef hy in 'n geesdimensie. En onthou nou, reg aan die begin het God gesê, en God het mense gemaak na hulle beeld en hulle gelykenis, en dat die krag van God in hulle sal woon liggaamlik, maar dit kos en dit is vir die mens bestem om eenmaal te sterwe, en daarna vir die normale sonde, die oordeel, maar vanweë die ewige bloed wat in die troonkamer van God bewaar is, as die offer eenmalig die bloed van Jesus, hoef ek en jy nooit weer veroordeel, geoordeel of wat te word vanweë die verlede nie, want daar is 'n oomblik, 'n houtkruis oomblik, waar ek en jy vanmôre opstaan en kan uitstap, and never the same again. Want in daardie oomblik het Jesus, terwyl hy besig was, en ek gaan nie vanmôre dit alles kan herhaal nie, gaan kyk op YouTube in 2020, hierdie tyd Paasnaweek het ek baie daaroor gepraat, oor wat Jesus gedoen het terwyl hy in die graf was. Hy het nie net daar in die graf gelê nie, daar was sy liggaam was daar, maar hy was besig. Hy het gewerk. Met ander woorde, dit was nie op dag 1, 2 ure later en die oomblik toe hy sy gees gee aan die kruis. Hoor my nou. Toe hy sy gees gee en hy sy asem uitblaas, in daardie selfde oomblik
Het Psalm 104 in vervulling gekom en het God gesê, vandag het ek jou gegenereer, jy's my seun. Hy was nie in sy gees ooit dood nie. Sy liggaam is afgehaal en in 'n graf gesit, maar hy het die poorte van die dood ingegaan as 'n lewende gees. En as die gees van hom wat Christus uit die dode uit opgewek het in jou woon, as jy gevul is met die Heilige Gees, sal God jou sterflike liggaam ook nuut maak in die dag van die dood. Jou gees gaan nooit die dood sien as jy in Christus is nie. Jou liggaam gaan iewers lê, veras, verbrand, whatever. Dit maak niks saak in die ewigheid nie. Maar die oomblik as jy sterf in Christus, sal jy lewe. En in daardie oomblik het Christus verander in 'n nooit weer sterwende nie. En daarom sê Jesus in Johannes 10 vers 10, of daarom sê hy, ek het gekom dat julle lewe kan hê, en dit in oorvloed. Met ander woorde, al sou die koel, al sou die kanker, al sou wat jou asem stop, die oomblik as jou asem uitgaan, is jou gees vir ewig. En jou tent kan hulle iewerste in 'n begrafplaas eer. Maar jy het opgestaan in 'n nuwe naam, in 'n nuwe dimensie. En daarom, omdat dit gebeur het, is die graf leeg en sal die graf bly leeg, bly ad infinitum. Dit is tot in alle ewigheid. Hoekom? Want nou kom ek vinnig en ek gaan 'n paar verse vir jou noem. In Johannes 3 vers 16 word dit geskryf en jy ken dit. Want so lief het God die wêreld gehad. Wanneer toe, nog voor die skepping van hierdie aarde, hy die wêreld lief gehad. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Sodat elkeen wat in hom glo, in Christus glo, in die sterfaspek, maar ook in die opstandingsaspek. En dat hy sit aan die regterhand van die Vader, dis die 3 stadiums van geloof wat jy moet bely, dat hy my sonde vervang het met vergifnis, dat hy leef en ek in hom leef, en dat hy sit aan die regterhand van die Vader, daar waar ek ook saam met hulle verenig sal wees. As jy dit glo, sal jy gered word. Nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe. Eenmaal het hy gesterf, ewige lewe vir almal wat glo. Jy sien, ons sê, hoeveel is daai almal? Wanneer is die getal vol? Wanneer is jy 144.000 en wanneer is dit? Wanneer is dat? Maar hy het gesterf vir almal wat in een liggaam verenig word. Want die bloed van Christus maak jou een liggaam. Of jy nou hou van die ou wat langs jou sit, sy haarstyl of nie, as jy in Christus gesterf het en lewend geword het, is jy in hom een liggaam. Hy het gesterf vir een liggaam. Hoeveel miljoene selle daar is, gaan hy nie plan nie. Dit was liefde wat hom aan die kruis gehou het. Dit was liefde wat hom kruis toe gedryf het, en dit was liefde
wat hom laat opstaan het op die eerste oggend van die week. En dit was liefde, wat vanmôre daardie selfde ywer, daardie selfde geleentheid vir jou en my oopmaak. Kom na my toe. Ek gee rus. Dis nie omdat hy iets aan die duiwel wou bewys nie. Hy het nie gesterf sodat hy vir die duiwel kan bewys hy kan siele wen nie. Hy het aan die kruis gesterf sodat hy in die hel vir die demone en almal kon sê, ek het gewen. En sy oorwinning is onomkeerbaar die reddende lyn vir siele. Al het jy nou nog nooit in jou lewe eers 'n uitveer gesteel nie. Of al het jy duisende doodgemaak en dwelms en wat, net sy bloed kan altwee vergewe. Baie mense sê, maar ek het nog nooit eers iets gesteel nie, maar jy het geskinder, kwaad gepraat en kwaad gesteek. Jy het vergifnis nodig. Jy dalk net iets begeer, jy het vergifnis nodig. Maar nou, omdat hy in die dood was, in die doderyk, en God die werk in hom gedoen het, terwyl hy in die doderyk was, om nuut en lewend gemaak het, het die dood nooit aan hom deel gehad, of hy aan die dood nie. Hy het oorwin. Jy sien, want in sonde is jy gebore, en in ongeregtigheid het jou moeder jou ontvang, maar dit is nie deel van jou nie, dis om jou. Daarom sê die Bybel spesifiek, as jy dan gered is, en as jy glo, groter is hy wat in jou is, as hy wat in hierdie wêreld is. Blye boodskap. En om dit als vir almal te kan bewys, hierdie is nie filosofie nie, hierdie is nie teologie nie, hierdie is God in werking, en dit is vanmôre wat ek en jy moet verstaan. Mense wil die simboliek vanmôre ophemel. Die afgelope 5 dae het almal al wat 'n simboliek is op hulle status en op WhatsApp en die en daai gedeel. Die simboliek is dood, Christus lewe. Hoekom wil ek my vrou se hand vashou op 'n foto as sy hier is? Hoekom wil jy die simboliek verhoog? Terwyl die lewende Christus vanmôre hier is en in jou hart kan woon en wil woon, maak tog plek vanmôre vir Koning Jesus. Jy sien, want hy het uit die graf uitgestap, sodat liefde sigbaar kon wees. En waarna toe het hy gegaan? Hy het teruggegaan op die pad van Emmaus. Hy het teruggegaan na die wat hy lief gehad het. Hy het daar begin. Want nooit was hy weer dieselfde nie. Nooit weer het hy betrokke geraak in hulle retoriek en in hulle kwellings en kwessies nie. Nee, van daardie oomblik wat hy saam met hulle gestap het, tot by die hemelvaart, was hy net een groot antwoord en openbaring. Want as Christus waarlik in jou lewe opstaan, is hy die antwoord. Nooit weer niks anders nie.
Hier is die hartseer van die profesie uit Jesaja 53, 3, 4, 5, 6. Julle ken dit uit julle koppe uit. En julle het dit al so baie gehoor of gelees, en dit was verse of the day, maar weet jy, ons lees die goed en ons verstaan dit nie. Mag jy vanmôre iets verstaan? Hy was verag, en hy was deur mense verlaat. Hy was 'n man van smarte en bekend met krankheid. Nie sy hele lewe nie, tydens die kruistydperk, ja. Soos een wat vir 'n mens sy gelaat verberg. Hy wil nie gesien word nie. Hy was verag, en ons het hom nie geag nie. Jy sien, want dit is hoekom Jesus ook vir hulle sê, die Jesus wat julle soek, die Jesus wat die samelewing vanmôre soek, is nie beskikbaar nie. Daardie Jesus wat hulle soek, is alleenlik beskikbaar deur en in en by jou. Jesus gaan nie weer op hierdie aarde kom loop soos in die tyd van Judea nie. Daarom het hy jou vanmôre hier. Hy was verag, sodat mense Christus in jou kan soek en kan ag. As jy vanmôre jou hande op daai stikkende liggaam sit. Hy was nooit siek in sy hele bediening, nêrens het enige iemand geskryf dat hy krankhede gehad het nie, maar aan die kruis het hy die krankheid van die wêreld, gees, siel en liggaam op hom geneem. Vers 4. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte. Krankhede is siekte. Smarte is die emosionele pyn. In 'n samevoeging, die krankhede en die smarte, die het hy gedra. Waarna toe? In die ewigheid in. Om dit te bring by die offer, wat hy ook gedra het. Want op die opstandingsoggend, daardie sondagoggend, tussen waar hy met die vroue by die graf gepraat het, en hy hulle later daardie middag gesien het, het hy die bloedoffer gaan bring, terwyl al die krankhede, al die skande, al die smarte reeds voor God gedra was, het hy die bloed ingebring. And through the blood, into God's presence, het hy die vloek van krankheid en die vloek van smarte in sy bloed losgemaak. Het dit al met jou gebeur, jy het baie gemaklike goeie stapskoene aan en jy stap en op 'n sekere punt in die dag kom jy agter, maar hierdie skoen is besig om so 'n bietjie losser te voel. En as jy nog so 2 tree stap, dan sien jy maar die veter is los. Hy het losgekom. En dan weet jy, nou moet ek hom of vasmaak, of ek gaan of struikel oor of die skoen gaan my heeltemal irriteer. Jy sien, want in die bloed het Jesus die mag van krankheid losgemaak. Jy gaan nog in dit stap, en jy gaan voel jy is los. Hy het nie die smarte heeltemal kon wegvat van jou af nie, nooit nie, maar hy het die ketting van smarte kom losknip. Sodat as jy in Christus stap,
daardie kettinge al hoe losser raak. En jy gaan begin besef, die smarte is hier, maar die angel van die dood is weg. Want Christus leef, en groter is hy. En jy gaan nog trauma beleef, en jy gaan nog smarte beleef, maar daardie moet jy vanmôre in hoop, geloof en in liefde vertrou aanneem en sê, omdat hy lewe, sien ek kans. Vir nie nog smarte nie, vir nog oorwinning. Vers 5. Maar hy was ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Dit spreek van die kruis. En nou, onthou nou in gedagte, so lief het God die wêreld gehad, dat hy hierdie hele plan sy seun gegee het, dis een woordjie. Nou beskryf Jesaja wat gebeur het en die komponente van hierdie, alles wat daar saamkom, en hy sê, hierdie is belangrik, die straf wat vir ons die vrede aanbring, die was op hom. So al het jy hoe gesondig in Christus, is daar 'n prys betaal, sodat jy in vrede kan lewe. Daardie vrede sê nie, jy gaan nie weer oortree, of jy gaan nie weer siek word, of niks nie, maar jy gaan anders leef. Want Christus is nou lewend in jou. Nou raak jy nie meer sonde nie. Nou kies jy nie meer pyn nie. Jy kies lewe. En jy kyk na Christus in elke gedagte en elke denke. En jy loop in dit. En jy manifesteer die laaste gedeelte van vers 5 en deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom in die kollektiewe, wanneer hy sê krankhede en smarte, is daar 'n kollektiewe genesing vir jou liggaam, siel en gees. En terwyl ek dit sê, sterf daar diep gelowiges nou, iewers in die aarde, aan kanker. En is daar mense nou, wat geweld deurleef, al het hulle God hoe lief. Want die duiwel het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Maar omdat die graf leeg is, kan ek opkyk en weet, hy het die prys betaal. Ek is vry. En dan maak hy hierdie verskriklike stelling, en hy sê ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtighede van ons almal op hom, dit is Christus, laat neerkom, sodat jy vanmôre genoem kan word, erfgenaam, die appel van sy oog, 'n planting van die Here, terebinte van God, terwyl jy bewend
nog 'n dag aanpak. Want vir jou is dit nog 24 uur. Maar in sy liefde spreek hy vanmôre oor jou. En hy sê jou graf is leeg. Arise, shine, for your light has come. For your light has come. Vanmôre dit net opnuut weer ervaar. Vroeg. Dis pikdonker in my huis en ek soek 'n swart broek. Hierdie een. En al wat ek nodig gehad het is een stukkie lig van 'n flits. Die hele huis is nog in vrede. Maar in u lig sien ek die lig. En ek kry die broek wat ek soek. Of jy van hom hou en of jy saamgestem het, dit kom later. Die feit is, omdat sy graf leeg is daar 'n lig wat op jou skyn en jou uitnooi. Staan op. Word verlig. En weet jy wat, ek het daai broek gevat en gaan aantrek. Ek het nie ge-worry oor wat die ander broeke sê, maar ek wil eintlik vanmôre ek luister nie daar nie, want dit werk nie, ek glo nie daaraan nie. Hoe moet hulle nou voel? Jy sien, dis waar die humanitêre godsdiens ons vanmôre bring. Moenie jy te veel juig in jou nie. Nee, ek juig in die Here. Want my juig en my jubel moet 'n getuienis wees van die graf van Jesus wat leeg is, maar ook my graf wat leeg is. En ek sê dit baie, jy moet nooit, hoor my, jy moet nooit R30.000 spandeer aan 'n grafsteen vir my nie. Vat eerder daai geld en gaan kuier in die Kaap. Want daai graf gaan leeg wees. Oor 'n jaar gaan jy daar niks kry behalwe 'n paar bene nie. Want ek is nie daar nie. Ek is by Jesus. Daar waar jy sit in jou skuld en in jou siekte en in jou sonde en in wat ook al, skep vanmôre moed, sê die Bybel. Sê vir jouself, sy graf was leeg. Daai selfde lewendmakende krag leef in my. He is turning graves into gardens. Vader, dankie vanmôre dat die graf leeg is. Dankie dat U opgestaan het. Dat U triomfeer oor elke vyyandsmag. En Here, ons sal nooit hierdie goed genoeg kan verduidelik en verstaan nie. Want dit is werklik goddelik. En Here, ja, ons sal 'n pad sonder weerstand en 'n pad sonder pyn en 'n pad sonder enige ander goedjies gekies het, maar dankie dat U my op hierdie pad sit, sodat U van my 'n lig in Lydenburg, 'n lig in die aarde, 'n lig in die wêreld. Here, ek besef dit dalk nie eers nie, maar daar's mense wat vanmôre my lig nodig het om U te sien. Elkeen van ons het vanmôre lig, Here. Steek die lig aan in ons en hou die lig brandend. Help ons vanmôre om somehow op hierdie opstandingsoggend U woord te hoor en uit die graf uit te kom. As 'n lewende en aan God welgevallige offer. Dankie vir U bloed.
Dankie vir hierdie geestelike herlewingsdag. Die Jesus wat hulle gesoek het, was nie meer beskikbaar nie. Maar die verreëse Christus, die opgestane, nie die een van Nasaret nie, die een van die hemelse troonkamer. Werk in my, Here, dat ek nie meer net Dries sal wees van Pretoria of waar nie, maar dat ek genoem sal word, 'n man en vrou van God. Dat ons genoem sal word, mense, wat uit die graf uitgekom het, vanweë die pragtprys van Christus. En ek loof U daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n geseënde dag hê verder. Ekskuus, ek het nou vir 'n oomblik gegee, dankie Nel. Ek het nou al afgesluit met my kop. Ons gaan by die tafel van die Here sit. Ja, ek wil U sê, mag jy 'n geseënde dag hê. En mag hierdie dag vir U geld as 'n dag waar U uit 'n graf uitkom. Ek weet nie wat se graf jy in is nie, maar hy weet. Maar kry vanmôre die moed en stap uit 'n graf uit. Krankheid, ongeregtigheid, skande, smarte, pyn, herhaalde pyn. He's alive. May we all be alive in Him. Ek gaan vra dat die persone met wie ons gereël het om my te kom help met die tafel van die Here, by my kom aansluit asseblief. Dankie Daniele wat vir ons die tafel gedek het vanmôre met soveel sorg en liefde, ons waardeer dit. Die simboliek is onmisbaar op die tafel van die nagmaal. Want hier's 'n stukkie brood. En hier's 'n kelkie met druiwesap. En die simboliek is altyd daar. Maar die werklikheid vanmôre moet in jou lewe beslag kry dat ek is deel van die liggaam van Christus. Ek is deel van hulle wat die graf oorwin, wat uitstap in 'n nuwe lewe. Tweedens, die simboliek van die wyn moet in my lewe die werklikheid word van 'n Nuwe Testament. Want die ou dinge het verbygegaan. Wesenlik. Ou dinge het verbygegaan. En dit is so belangrik dat selfs na sy opstanding het mense hom tog erken as Jesus. Hy het nie 'n nuwe gesig en 'n nuwe haarstyl en 'n nuwe klere dra gehad nie. Hy was weer die Jesus wat hulle ken. Maar hy was nuut en anders. Hy sou nooit weer sy asem kon uitblaas nie. Hy sou nooit weer kon bloei. Want daar was iets in hom wat verander het. Die ou dinge het verbygegaan. As jy vanmôre hierdie beker vat, hierdie kelkie vat, dan kom dat jy kan uitstap uit 'n graf. Dan kom dat jy kan uitstap in 'n lewe
Al trek krankheid nog aan jou. Dit is nie meer jou identiteit nie. Die smarte wat in hierdie wêreld oor jou gespoel het, is nie jou identiteit nie. Daar's 'n Nuwe Testament in sy bloed. En deur sy wonde het daar genesing gekom. En die straf wat vir jou vrede sou moes bring, hoef jy nie meer te eet en te kry nie, want hy het dit op hom gedra, en jy hoef nie verag te word nie, want die veragting was op hom, sodat he can indeed be the lifter of your head. En jy werklik kan jou oë optel en die lewe vierkantig in die oë kyk en sing en sê, omdat hy lewe. Nie vanweë die simboliek nie, maar die werklikheid. As jy vanmôre hierdie broodjie eet, moet daar iets in jou opspring wat sê, dankie vir een liggaam. Vanmôre hierdie kelkie gebruik. 'n Nuwe Testament vir my gesin. Net waar ek gaan, sal die Here genade aan my bewys. So u vanmôre